God se plan met my en met jou en met die gemeente is 'n goeie plan. God maak net goeie planne. In Jeremia 29 vers 11 lees ons, die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek beplan vir julle voorspoed en ek beplan nie vir julle teëspoed nie. As ons dit lees saam met Johannes 10 vers 10, wat die Here Jesus sê, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, maar ek het gekom om vir julle lewe te gee en dit in oorvloed. Dan moet ons onthou, in die Nuwe Testament staan ons binne in Christus. En wanneer ons in Christus staan, is ons deel van die gemeente. So, kom ons vat dit gou terug na die drie-enige God. Ons moet die drie-enige God ken. Hoe beter ons God ken, hoe beter kan ons in God se plan lewe. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Jy kan dit in jou werksboek invul. Ons moet 'n verhouding hê met die Vader. Ons staan in 'n verhouding met God die Vader. In 1 Johannes 3 vers 1 lees ons, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En dit is ons so. So, ek en jy is kinders van God. Ek en jy moet 'n pa en kind verhouding hê. Nou, dit het ons deeglik bespreek in kindskap. Die volgende aspek is, ons is ook in 'n verhouding met die Seun. Ons kom deur die verlossingswerk wat Jesus vir ons moontlik gemaak het. Deur die kruisdood, die versoeningswerk van Jesus Christus aan die kruis, het ek en jy vrye toegang tot die Vader. Om die waarheid te sê, Johannes 14 vers 6 maak dit duidelik. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Daar is nie 'n manier om God as Vader te ken, as dit nie is om eers verby die kruis te kom nie. En dis belangrik, ek en jy moet Jesus Christus ken. En dan natuurlik ook die Heilige Gees. Ons staan onder leiding van die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei my en jou. Wanneer ek Jesus Christus aanneem, stel Jesus my en jou nie net in die regte verhouding met die Vader nie, hy doen nog 'n ding, is hy kom gee die Gees in ons lewens. En dis die Heilige Gees wat my en jou lei. In Romeine 8 vers 14 lees ons, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Nou onthou wat ons ook gesê het in kindskap. In kindskap het ons gesê, ons is kinders. Onthou die ons Vader wat in die hemel is, dis 'n gesinsgebed. Dis nie 'n ek ding nie, dis 'n ons ding. Om vir die Here te leef is nie 'n individuele ding nie. Ek is nie Lucky Luke of die Lone Ranger nie. Ons is nie veronderstel om dit alleen te doen nie. Ons is veronderstel om deel te wees van die gemeentegesin, deel van die kerk van Jesus Christus.